Goeiedag julle in en ommers. Nou ek is nie vanoggend in Hopefield nie, maar ons het nou onlangs daar gekuier en ons het die voorreg gehad om met die cheese lady Marlene te gesels, wat die lekkerste vierkantige pizzas maak aan die Weskus. Nou kom ons gaan luister wat het sy vir julle te vertel. Ek het daai pizzas geproe. Goeiemiddag julle in en ommers. Ons kuier in Hopefield en vanmiddag sit ons hier by die Cheese Lady en ons gesels met Marlene. Hallo Marlene. Hallo Anita, gaan het goed met jou? Goed, dankie en jy? Fantastisch, fantastisch. Marlene, voordat jy op jou wêreldreise gaan, vertel ons gou van die Cheese Lady. Cheese Lady is in 2014 gestig, eintlik met die doel om, dit was nie eers Cheese Lady nie, ek het begin 'n maatskappy gestig om noodhulpopleiding te kan doen en so dit was my begin geweest. Ja. En toe werk my man in die buiteland en ek begin kaas verkoop van die huis af en iemand kom eendag by my en hulle kom koop 'n groot klomp kaas en hulle sê vir my maar dat hulle 'n invoice nodig en ek sê maar of skryf ek vir julle Marlene, hulle sê nee, jy moet 'n besigheid se naam hê. En die vrou sê vir my, man, noem jouself Cheese Lady. En daar is die Cheese Lady gebore. Ja. En toe word die Cheese Lady Diner en toe kom COVID en toe raak het weer net die Cheese Lady. Nou is dit Cheese Lady Takeaways, maar ja, Cheese Lady het gebly staan. Maar almal in Hopefield weet van die Cheese Lady. Ja. En julle is redelik besig. Ons is redelik besig, ja. Wat is jou spesialiteit? Pizzas. Heerlike, ons sê dis hip to be square, so die pizza, 'n ronde pizza in 'n vierkantige boks werk net nie, so ons maak 'n vierkantige pizza. Nee, julle ouens, ons moet dit probeer. En hy's gelaai. Iemand het eendag gesê, dis nie 'n pizza nie, dis 'n pie. Ja, so. En wat een van die pizzas is dan die gewildste hier? Die gewildste is die meaty pizza. O, natuurlijk. Ja, nee, kyk, in Suid-Afrika. Ja, 'n stukkie vleis. 'n stukkie vleis, ja, verseker. Hoorie, sê vir my, wat is jou planne vorentoe? Gaan jy 'n bietjie uitbrei op jou spyskaart of in hierdie stadium? Weet jy, so elke nou en dan bring ons ietsie nuuts by. Ons op hierdie stadium met ons cheesy nachos wat ons ingebring het. Ja. En so dis maar so 'n nacho pakkie, jy weet, ons maak ons eie chippies. Ja. En jy weet, ons gebruik nie die normale Doritos of iets wat ander plekke gebruik nie. Ons maak ons eie en ons maak 'n heerlike nacho bowl so. Dis ons nuutste, jy weet wat ons het so. Dit klink baie interessant en verskriklik lekker. Sê vir my, die plaaslike mense is maar jou grootste ondersteuners. Maar het jy mense wat van elders af kom spesifiek om hier by jou te kom koop? Om pizza koop. Ek kry bestellings, mense wat verbykom en sê, ons is op pad verby huis toe, jy weet, ons ry nou trek nou uit Mamasbury uit weg, hoe lank gaan dit vir jou vat om die pizza te maak? Ek ry Vredenburg toe, of hulle ry van Vredenburg af en sê, maar jy weet, ek is nou op pad, jy weet, en maak so lank vir my. So ja. Nou ja, dit is interessant om te weet. Nou, ek sal nou in die vervolg nie by Hopefield verbygaan sonder 'n pizza nie. 'n square pizza, sê jy. It's hip to be square. It's hip to be square. Marlene, is daar enige iets wat jy vir ons kykers wil sê rondom die Cheese Lady? Die Cheese Lady is 'n familiebesigheid. Dit is ek en my man en dan het ons vir Chanel Faro wat vir ons werk. Sy is absolute eyster. Sy is sonder haar gaan ek nie deur die dag kom nie. En ons het met COVID wat gekom het ons afgeskaal en toe is ons klein gewees en toe kom ons hierna toe na hierdie gebou toe en ons het net soveel ander besighede bygekry. En so ja, ons is die ankerwinkel. Ons gaan net aan.
Julle is nie deel van die co-op nie, maar julle ondersteun die co-op. Nou nee, ons is deel van die Is jy deel van co-op. die Ja, die co-op shop is op sy eie. Ja. En dan het ons in die binnekant het ons op die hoek en die cheese lady is in die binnekant. Ja. En dan het ons Hair on Roots, die haarsalon hierso. En ons het Loyalty se GTI car wash. Ja, En Loyalty ja, is ja. almal hou van Loyalty. Ons was nou die dag hier toe loop hy met 'n Batman pak so rond en hy vermaak die res van die en van die kinders. Ja. Hoorie so maar so die hele tema van hierdie hele plek is dan soos Gabriel altyd sê collaboration. Julle werk so saam. Ons almal werk saam. Ons almal werk saam en ons nooi die mense van die omgewing en die dorpse mense, jy weet, en hulle kom staan stalletjies hier so op 'n Woensdag het ons vir Shirley wat pannekoek maak en Jenny met haar heerlike samosas en kyk ek laat klam en so ja, ons is 'n gemeenskaps ons projekte wat ons so saam doen. As ek nou wil hê my kind verjaar nou en ek wil 10 pizzas bestel, kan ek dit maar doen? Ja, natuurlik. Nou ja. En dan het ons nou klaar ons antwoord gekry op daai tieners wat nou verjaar, hulle gaan pizzas eet en dit maak dit vir ons almal baie makliker. Marlene, baie dankie vir jou tyd. En ek het Marlene vandag by sy werk in die gemeenskap ook by die shop kom wys. Ek het haar daar gaan haal sodat sy vir julle kan kom vertel van die cheese lady. Baie dankie Marlene. Dit is 'n groot plesier. Dankie vir jou tyd en vir jou vriendelikheid en ook op jou reise vorentoe wens ons vir jou baie voorspoed. Baie dankie. Mooi loop.